Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, getrou en waaragtig. Want ek die Here het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Maleagi hoofstuk 3 vers 6. Wat die persoonlikheid en voorregte van God betref, waar hy is en wat hy is dit 'n onderwerp wat ons nie moet waag om aan te raak nie. Die een wat in die daaglikse lewe die nouste gemeenskap met God hou en wat die diepste kennis van hom het, besef die beste, die algehele onvermoë van mense om die Skepper te verduidelik. God was nog altyd daar. Hy is die groot Ek is. Die psalmis verklaar, voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Psalm hoofstuk 90 vers 2. Hy is die hoë en verhewe een wat die ewigheid bewoon. Ek die Here het nie verander nie, verklaar hy. By hom is daar geen veranderlikheid of skaduwee van omkering nie. Hy is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hebreërs hoofstuk 13 vers 8. Hy is oneindig en alomteenwoordig. Geen woorde van ons kan sy grootheid en majesteit beskryf nie. Bo die afleidings van die aarde sit hy op sy troon. Alle dinge is oop vir sy goddelike oorsig, en vanuit sy groot en kalm ewigheid beveel hy dit wat sy voorsienigheid die beste sien. God is nie van plan om ter verantwoording geroep te word vir sy weë en werke nie. Dit is tot sy eer om sy doeleindes nou te verberg, maar mettertyd sal hulle in hul ware belangrikheid geopenbaar word. Maar hy het nie sy groot liefde, wat die fundament lê van al sy handelinge met sy kinders, verberg nie. Die reënboog rondom die troon is 'n versekering dat God waaragtig is. Ons het teen hom gesondig en verdien sy guns nie. Tog het hy self daardie wonderlikste smeekbede in ons lippe gelê. Verwerp ons nie ter wille van U naam, onteer die troon van U heerlikheid nie. Hou tog in gedagtenis, verbreek nie U verbond met ons nie. Jeremia hoofstuk 14 vers 21. Hy het homself beloof om ag te slaan op ons geroep wanneer ons na hom kom en ons onwaardigheid en sonde bely. Die eer van sy troon word op die spel gesit vir die vervulling van sy woord aan ons.